Die F.W. de Klerk Stichting beoordeel politici en wys die sterkste en swakste skakels uit en die burgemeester van Johannesburg sê planne om die middestad skoon te maak bly 'n voorste prioriteit. Baie welkom by die Afrikaanse nuusbulletin op Pretoria FM op die Vrydag en ook die laaste bulletin van 2025. Die F.W. de Klerk Stichting het 'n omvattende prestasiebeoordeling vir politici uitgereik en daarvolgens is die minister van elektrisiteit en energie, Dr. Kgosihenso Ramokgopa, die bespresterende lid van die uitvoerende gesag. Volgens die beoordeling is die geskorste minister van polisie, Senzo Mchunu, en die minister van menslike nedersettings, Thembi Simelane, die swakste presteerders. President Cyril Ramaphosa en adjunkpresident Paul Mashatile het albei 'n gemiddelde punt ontvang. Die stigting het hul beoordeling op verslae van die ouditeur-generaal, departementele jaarverslae, begrotingsredes, parlementêre toesighoudings, hofuitsprake en media-ondersoeke geskoei. Die FSA het Suid-Afrika daarvan beskuldig dat hy Amerikaanse regeringsamptenare tuister wat saam met Afrikaners werk te midde van toenemende spanning tussen die twee lande. Die Departement van Buitelandse Sake in die FSA sê die paspoortinligting van sy beamptes het uitgelek en het gewaarsku dat die versuim van die Suid-Afrikaanse regering om diegene wat daarvoor verantwoordelik is aan die pen te laat ry, sal ernstige nagevolge hê. Suid-Afrika het 7 burgers van Kenia in hegtenis geneem en gedeporteer nadat die FSA hulle aangestel het om Afrikaners se emigrasie na die FSA te verwerk. Die Johannesburgse Metro se burgemeester Dada Morero sê planne om die middestad skoon te maak bly 'n voorste prioriteit. Hy het die opmerking gemaak te midde van kommer oor die swak toestand van die middestad en hoë vlakke van misdaad. Morero het besoek afgelê by die familie van Warwick Stock, bekend as DJ Warras, nadat hy Dinsdagoggend in die middestad doodgeskiet is. 4 mense word intussen ondervra in verband met Stock se moord. Lede van die Johannesburgse Metropolisiedepartement het 'n klopjag by Zambezi House uitgevoer, die woonstelgebou van 8 verdiepings wat Warras deur sy maatskappy Imperium Ops International beveilig het. Die Kaapstad Metro ontken dat daar enige besluit geneem is om Christelike simbole uit die jaarlikse Kersliggie tentoonstelling in Adderley Straat te verwyder. Dit volg nadat die ACDP sy kommer uitgespreek het oor die beweerde afwesigheid van tradisionele Kersfeesbeelde. Die ACDP se caucusleier in die metro, Mongezi Mabungane, voel die stad ondermyn die tradisies van Christene wat die meerderheid van die bevolking uitmaak. Volgens hom is simbole wat sinoniem met die Kersverhaal is vanjaar opvallend afwesig. Die metro sê egter die kritiek is ongegrond. Die stad voer aan dat engele en die geboortetoneel van Jesus steeds deel van die vertoning is. Volgens die stadsraad word daar jaarliks op 'n spesifieke tema gekonsentreer en vanjaar is die fokus op hoop. En op daardie noot is dit nou daai tyd van die jaar wat ons ook groet en heel gepas, moet ons sê, geseënde Kersfees van die Pretoria FM span en die visuele nuusspan. 'n baie geseënde Kersfees en mag jy samesyn met jou geliefdes ervaar en met volgelaaide batterye terugkeer in 2026. Tot dan!